Ons is vandag hier by Janus, hier naby Hoopstad. 'n Union Engineering SIF, hy 100 ton een. Ons vind 'n bietjie uit, kan hy actually die mas opkom en hoekom het hy hierdie rigting gegaan? Janus, hoe lyk dit? Goed en jou, Choepie? Nee wat, doodstil. Jy sien hoe nat is dit hier so vanoggend. Kyk, ek kan nou sê, die sneeu het op ander plekke geval, maar julle het die reën gekry, Ons het nee. die reën gehad. Ek sê ons het, ek dink 45 mm gehad hoor. Liewe ouers. Hier in die middel van die winter, dit is glad nie normaal nie. So, wens jy nou jy daai winterkoringkie ingesit? Ek sê vanoggend my buurman het koring, toe sê ek van wel, dis 'n koring jaar van jaar. Maar ek dink ons gaan pak kry met die mielies vorentoe. Ek hoop ek is verkeerd. Hy moet die vog moet nou net bly, nee. Hy moet net bly. Ja, maar wat ou klaar net. Sê gou vir my, net so voor as by die SIF kom, verduidelik my gou, hoe werk julle boerdery opset, watse gewasse doen julle alles? Choepie is maar kontant, dis mielies, is die grootendeels is maar mielies en dan sojabone. En dan soos jy sê, koring, die laaste 2 jaar het ons nie koring geplant nie oor die pryse wat nou maar sleg is. Maar koring is 'n lekker stelsel in ons, veral saam met die sojas. Maar dis maar mielies op die oomblik, mielies, sojas, klein bietjie sonneblomme. Ja, en dan in die jare as die pryse nie goed reg is, ek lief om koring ook in te bring. Dis maar die 4 gewasse. Nou sê vir my eerste ding, hoekom, want ek sien, daar, bo op die silo's, ek neem aan, daar is die geretireerde SIF, nee. Daar is die geretireerde SIF, ja. Hoe het julle altyd gemaak? Nee, ja, okay, so daar is 'n rolsif, ons het altyd maar met die rolsifing goed gewerk. Ja. Maar hier sien jy nou, ons het hom nou gebypass, ons kom om hom na hierdie ene toe. En dit gaan maar net oor die rolsif is, die site is 2004 gebou, so hy staan al 22 jaar hierdie silo site. Ja. Toe het ons daai tyd die sif opgesit, daai ou rolsif. En vir daai era was daai sif was reg geweest, want ons kapasiteit wat ons gestroop het met die stroopers was nie so hoog geweest nie. So hy het hanteer, maar intussen oor die jare soos die masjiene verander het en die stroopers groter geword het en ons stroop met 16 ry tafels en goed. So ek sê ons hardloop hier na 100 ton 'n uur toe met 'n stroper. Het die kapasiteit net te hoog geraak en ons kry nie met daai rolsiwe die kapasiteit nie. So dit was maar my groot dryf geweest agter die hoekom ek na die Union SIF toe geswaai. Hoekom wil jy jou soja SIF? Die soja is eintlik maar die ding wat ons die meeste SIF. Ons probleem wat ons met die soja sit, ons kry ons lande skoon met Roundup tot op 'n stadium voor die soja canopy maak. Ja. Dan spuit ons hulle skoon en dan maak ons sojas toe. En in daai tyd wat ons soja canopy maak, dan kom daar 'n generasie wille lucerne op, wille ertjies wat ons dit doen. Dan kom die wille lucerne op wat ons nie kan spuit nie. Maar dan as ons canopy maak, ons kom nie in met die spuit en jy kry nie die gif op die grond nie. En dan nou hier by my maand as daai sojas nou hulle blare afgooi, dan staan die wille ertjies nou vir ons daar aan wag. Party jare is dit erg, party jare is dit nie so erg nie. So vanjaar het ons nou eintlik bitter min gesukkel met dit. Maar dis ons groot uitdaging op die sojas is wille lucerne. En dan moet ons daai goed uitsif en dis maar waar ek die soja sif is maar grootendeels vir die wille lucerne en ja, dan moet jy kapasiteit hê want ek sê nou stroop jy en jy moet daai goed sif so vinnig as wat jy stroop met julle sif in die Ja, en ek meen vir alle ding so sojas, hy wag mos nou nie vir jou nie, Dis die ding. Jy weet 'n soja mielie is nog 'n geduldige ding. Jy kan rustig aangaan, maar soja wag nie vir jou nie. As jy moet stroop vandag moet jy stroop en nou stroop ons met 3 stroopers met 40 voet tafel, so jy skuif 'n klomp tonne op 'n dag. Veral nog 'n jaar soos hierdie wat verby is, jy seker nou nog genoeg vasgesit ook so. Jy weet so, dis uitdagings so goed. Jy weet so sojas is die groot ding. Jy weet jy moet so vinnig as moontlik kan sif en hulle skoon kry en die ander ding met dit buite in die wille lucerne is ons sukkel op die soja soos julle weet sukkel ons met daai groen pele wat die stroopers nie altyd uitslaan nie. Dan sit jy met daai groen pele wat nog wat se naam is en as jy dit al in 'n silo gaan gooi. Jy moet nie daai goed in 'n silo gooi nie. Dan gaan lê daai groen pele gaan lê in mif en hy maak moeilikheid in jou silo. So ons haal daai groen pele uit met die sif en obviously nou soos ek sê die wille lucerne haal ons uit. So dis die hoekom ons hier so op die sojas gebruik. Groen pele en die wille lucerne is maar die groot ding. En as jy dan 'n mielies oor hom jag, sif jy altyd jou mielies ook of nie? Mielies is die jaar lê jou maar dit hang van jaar na jaar. Verlede jaar het ons baie gesukkel met graadmoeilikheid. Dan sif ons gewoonlik om jou grys onder die sif uit te haal wat gewoonlik 'n 1.5 of 'n 2%, party jare gaan dit meer, hang af hoeveel keer jy dit hanteer. Kom ons sê is 'n 2% grys wat jy uithaal wat onder die 6.3 mm sif gaan. Om dit uit te haal, dan gooi daai jou klaar oor na 'n beter graad toe. Baie keer as jy 'n grensgeval is tussen 'n 1 en 'n 2 of 'n 2 en 'n 3,
Haal jy daai grys uit en dan sit ons in verskillende size sieve wat ons insit as ons bietjie groter pitte wil uithaal, hy punt van die koppe wat baie keer vir ons vrotterig is om hy kleiner vrotpuntjies uit te haal en daai goed. So kom ek sê ek haal met die mieliesif haal ek gemaklik sonder om te groot sieve in, so haal ek gemaklik 3% wat ek uitsif, wat ek my graad afbring of 'n beter graad maak. Maar soos ek sê, dis nie elke jaar. Ek dink vanjaar gaan ek nie 'n sif op die mielie sien. Ons graad was baie mooi. Dit is net daai as jy soos jy sê as jy sukkel dan bump jy jou net na die volgende bracket toe. Dan bump jy net na die beter graad toe, jy weet. So mielies is maar 'n jaar tot jaar, dit hang af hoe die seisoen is. En dan vat jy daai goed op na die beeste toe of waar ook al. Daai goed vat ek beeste toe of ek verkoop dit baie aan voerkrale. Ek het ouens wat vas by my die sifsels om goed koop, jy weet. Maar die sojas wil ek vir jou sê sif ons 99% van die kere sif ons die sojas. Hoe werk jou opset presies as jy nou met die sif werk? Want jy net weet, want ek meen julle het net nou gesê julle hou van die feit dat hy mobile is, jy kan hom na die land toe vat ensovoorts. So hoe werk die ding presies as jy nou aan die stroop is? Ja, wat ek hou van die sif, okay, jy kry ander rolsife wat ook mobile is, maar soos ek sê, hoekom ek agter die ding gegaan het is die kapasiteit. Jy kan die ding afhangende hoeveel jy wil uithaal. Kan ek gemaklik opgaan na 100 tonne uur toe. Okay, jy het hom al getoets, jy kry dit by soos ek sê, hang af wat jy wil uithaal. Jy sê jy stroop met 3 stroopers, so ek neem aan jy kan vir hom roer. Ja, dan moet jy na 100 tonne, weet 3 soja stroopers op 40 voet hardloop jy na 100 tonne uur toe. Hy kan dit doen. Dit hang af hoe ernstig as jy baie probleme met wille lucerne het, dan moet jy stadiger begin sif. Ja. Want ons probleem met die wille lucerne is daai huisie waar hy is in 'n swaarboonpit is baie naby dieselfde size. So dit hang af hoeveel wille lucerne jy in het. Ek het van jare deel gehad wat bietjie besmet was wat ek my sif se spoed moes afgebring het hier na 50 tonne uur toe. As ek hom oor 50 tonne het van die goed deurgery, dan moes ek hom 'n tweede keer. So dit hang ook af van jaar tot jaar, maar wat jy nou gevra het, die mobile ding is, dit gaan eerstens vir my oor die kapasiteit. En dan die mobile is vir my lekker want ons sit met 3 silo sites. En om op elke silo site 'n ingesif te gaan inbou kos vir jou baie geld. So ek skuif die sif tussen die 3 sites rond. So as ons hierso uitlaai, bring ek hom hier, ek maak hom staan, ek gaan deur hom. As ek hier klaar is, ek vat hom na die volgende silo site toe en ek sit hom weer daarop en ek stel hom in sif. So ek kan dit doen en dan die ander lekker van hom is ek sif met hom op die land ook kan ek sif. Ek het 'n klein kragopwekker, 'n 30 kVA kragopwekkertjie wat mobile is. So as ek hom lande toe vat, maak ek hom op die wenakker staan, ek sit die kragopwekker, ek start hom en ek die tapkarre gooi in hom en ek maak die sojas klaar op die land skoon. Ek haal die groenpele klaar uit en as die waans hiernatoe kom, gooi hulle af en ek trek die goed in die silo. Dan haal ek die groenpele sommer op die lande klaar af. Dan weet jy ook raai, dit wat in daai silo is uitgesort, hulle is reg. Of jy kan sommer net 'n plaasslaai doen direk van daar af of wat ook al die geval mag wees. So is jou beste manier wat jy werk is daar net tye wat jy hulle sommer nou maar net, kom ons sê met die mielies, gooi hulle sommer nou maar net in die silo's en dan sif jy hulle na die tyd? Mielies sif ek nooit voor die tyd nie. Ek gooi my mielies in, maar daai tyd ons tempo wat ons stroopers te vinnig. Ja. Jy weet mielies se opbrengste is hoog. Hulle stroop ons, die stroopers hardloop hier by 100 tonne uur 'n stroper. Jy weet so die sif kan nie die stroopers op mielies hanteer nie. Op sojas kan hy hulle hanteer, want ons opbrengs is laer op die sojas. Maar mielies gaan dit te vinnig. Mielies gooi ek in die silo's klaar, ek hou hulle daar en ek kyk hoe die jaar lyk. As dit 'n graadprobleem jaar is, weet ek as ek uitlaai het ek tyd om te sif en ek sif. As dit nie 'n graadprobleem is nie, dan laai ek hulle net so uit. So mielies sif ek nooit as ek inlaai nie. As ek inlaai nie. Ek gooi hulle in soos hulle van die land af kom en dan lei die jaar my moet ek sif. Baie keer sif ek baie vinnig net om die grys uit te haal. Om my 1.5% of wat grys uit te haal. Graadprobleem sal ek nou bietjie met die siwe begin speel of die vloei of die hoek van die sif sal ek bietjie stel om langer te hou as jy bietjie meer aggressief wil sif. Maar ja, mielies sif ek normaalweg. As ek sif sal ek met die uitlaai sif, nie met die inlaai nie. Jy ken ook, ek het self 'n dubbel rol sif daarso, nee, en ek as ek hierdie ding so kyk dan gelukkig het ons lucerne nou, so ek hoef nie nou te worry daaroor nie, nee. Maar is dit een van daai goeters wat as jy hom nou het, dan weet jy nie actually hoe jy sonder die ding klaar gekom nie en die feit dat hy jou opsies gee. Ja nee, verseker, ek meen dit is maar soos die silo's. Tot jy voor jy in die silo's gehad het, jy besef jy nie die waarde wat dit vir jou toevoeg nie. Dieselfde met die sif. Voor jy hom nie gehad het nie, dan besef jy nie die waarde wat hy toevoeg nie. Jy ry baie keer, ons het jare het jy goed weggery, dan soos hy wat jy sê wat jou net oorgooi 'n tipping point oor na die volgende graad toe, dan verloor jy daai diskont toe R150 of deesdae is dit sommer R300 tussen 'n 1 en 'n 2.
So die dag as jy hom het, dan sien jy die ware wat hy vir jou toevoeg. En dan nou weer die sifsels wat uitkom, soos ek sê, vat jy na jou beeste toe. Ek verkoop my sifsels gewoonlik, dit wat ons self nie gebruik nie, verkoop jy vir 70% van die dag se mielieprys. So dis ook nie dat jy daai verloor nie. So nee, dis een van daai dinge, dis soos 'n TLB op die plaas. Tot jy hom nie het nie, dan besef jy nie wat se waarde hy vir jou bybring. 'n silo, 'n TLB en nou 'n Union Sif. Dis heel goed wat die lewe maklik maak. So daar het jy dit, 'n silo, 'n TLB en nou 'n Union Sif, nee. Dis wat jy nodig het om jou lewe maklik te maak op die plaas. Een van daai goed, as jy nie geweet het, jy het nie geweet jy het hom nodig totdat jy hom het nie, nee. So, maar luister hier, alle grappies op 'n stokkie. Vertikale integrasie, hierdie is een van daai tools, nee, wat net maak dat dit vir jou opsies gee op die einde van die dag en laat jy daai laaste bietjie value kan capture en hom in jou sak druk en dat dit nie in iemand anders tersin gaan nie. Linkie bo of hieronder, kom jy met hulle in kontak. Tot volgende keer. Groete.